Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan nou na mekaar toe draai en vir mekaar môre sê en sommer net hoor wie is almal vanoggend besoekers hier by ons. Maar kom ons sit so, dan begin ons met twee liedere as deel van ons voorsang. Gemeente, goeiemôre. Baie welkom. Ons het vanoggend die voorreg vir 15 jong mense om ook 'n belydenis van hulle geloof te kom doen hier in Openbaar. So ons wil vir hulle in die besonder opdra aan die Here, ook vir die oggend, maar ook sommer net vir hulle lewenspad vorentoe. En daarmee saam wil ek ook vir julle as ouers sê, dankie ook vir die wyse waarop julle kinders voorgegaan het. Ook in hierdie paar jaar in hulle lewe. Dit is so dat ons as ouers bly altyd die primêre opvoeder van ons kinders, geestelik ook, en daarom as 'n mens kyk na julle kinders se geloofsgroei en ons kyk na hulle kennis, dan weet ons dit is ook julle as ouers wat hulle hierin begelei het. So kan ons sommer vinnig gou sien, al die ouers, waar steek gou vir ons julle hande op asseblief, dat ons so vinnig gou kyk, waar is dit al die ouers? So ons sê vir julle ook baie dankie en mag vanoggend vir julle saam met julle kinders dan ook baie spesiaal wees. Kan ons sien wie's almal vanoggend besoekers by ons? Sommige net so 'n paar hande opsteek.
Ons wil vir julle dankie sê, as julle nie was nie, was die kerkie vol nie. So baie dankie dat julle hier is. Ons het die gebruik om 'n kruisie te gee vir iemand wat vir die eerste keer by ons in die gemeente kom. So as jy na die tyd voel, maar jy wil graag 'n kruisie hê, kom haal by my ene. En die bedoeling van die kruisie is eintlik om te sê, dis juist deur die kruisdood van Christus, dat ons die voorreg het om kinders van die Here te wees, maar ook om deel te wees van die groter familie van die Here. En daarom wil ons vanoggend ook vir julle as besoekers sê, baie welkom ook hier by God se familie, ook hier in Hamlet. En ons hoop julle geniet die oggend saam met ons en dat vanoggend ook vir julle 'n baie besonderse geleentheid mag wees, ook saam met die familie en saam met die vriende. So julle is baie welkom, die wat 'n kruisie graag wil hê, kom haal dit na die tyd by my. Wie van die jongspan gaan my na die tyd kom help? Maar julle is by die kinderkerk. OK, ek sal dit uitdeel. Kom ons draai na mekaar toe. Kom ons sê vir mekaar môre. Julle het al gesien waar sit oral ons besoekers. Kom ons laat almal tuis voel. Nou ons het die gebruik om te sê, as ons na mekaar kyk, is daar op elkeen van julle se voorkoppe 'n baie spesiale boodskap geskryf. En ons sê altyd, as 'n ou so na mekaar toe draai en jy groet mekaar baie vinnig, dan kan jy die boodskap mislees. En as jy nou weer mooi gaan kyk na die persoon wat langs jou sit, dan staan daar op elkeen van julle se voorkoppe, fragile, handle with care, child of God. So kom ons groet mekaar weer en ons kyk anders na mekaar. Gemeente, en dan voordat ons met die diens gaan begin, is dit ook so dat ons matrikulante begin een van die dae met hulle eksamens. Hulle maak nou klaar met skool. Donderdag aand is hulle matriekafskeid. En daarom wil ons vir julle regtig baie spesiaal vra. Kom ons dra ons matrikulante ook op aan die Here. Ons sal hulle name ook byvoeg by die gebedslys en dat ons vir mekaar mag bid en vir hulle op hierdie manier ook mag ondersteun en vir hulle mag help. Ons het vir al die matrikulante wat volgende hier is vir julle 'n eksamenpakkie. Dit is nie kripnotas nie, dit is lekkers. En geniet dit, gebruik dit om energie te kry. En ons sê dankie ook vir almal wat gegee het uit die wyke uit en op hierdie manier geondersteun het en ook vanoggend se saam kuier by die tee en die koffie na die tyd. Dit lyk verskriklik mooi met al die eetgoed wat daar is. Julle word ook genooi om daar saam te gaan kuier. So geniet dit en ons sal nou iets meer daarvan dan ook sê. Maar kom ons sit so en dan raak ons sommer net so stil by die Here. Kom ons dra vanoggend 2 groepe jong mense op aan die Here. Ons matrikulante en dan ook hierdie groep belydenisklaskinders wat nou vanoggend die voorreg het om hulle geloof in die openbaar te bely. So sommer so in stil gebed, kom ons raak so stil by die Here. Here, as ons volgens die voorreg het om te luister na die getuienis van 15 jong mense wat hulle persoonlike geloof in U kom bely voor ons as gemeente, weet ons ook, Here, dat ons eie belydenis is moontlik omdat U die Here is, omdat U vir ons eerste lief gehad het, omdat U vir ons deur die Heilige Gees oortuig het daarvan, Here, dat U vir ons gesterf het en deur U kruisdood en die opstanding U vir ons 'n nuwe lewe gegee het. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons mag lei deur die Gees en deur die woord, dat ons lewe, Here, ook 'n getuienis sal wees, ook van die liefde wat ons vir U het.
Daarom bid ons dan nou ook, Here, dat U ons vanoggend in hierdie erediens mag ontmoet en dat ons diep bewus mag bly, Here, van U woord en U riglyn ook vir ons lewe. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en kom ons loof die Here deur 3 lofliedere saam te sing tot sy eer. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die Heilige van God en hy is oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters ruis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat ewig miljoene in gereedheid, sit die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die beelde van sy troon. Daar is mag in sy woord, soos die waters ruis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat ewig
Gemeente, kom ons gebruik die tyd en dan raak ons net elkeen so stil by die Here. Ons kom uit 'n 40 dae waar ons stilgestaan het by die tema van hier en waar ons ook besef dat die Here elke dag hier by my teenwoordig is. Ek lewe in sy teenwoordigheid, hy's by my. En daarom kom ons raak sommer net so stil en dit wat op jou hart is volgende, deel is sommer net met die Here. Miskien is dit woorde van dank, miskien woorde van lof. Miskien wil jy volgens net jou eie bekommernis ook vir die Here kom neerlê. Kom ons raak so stil. Here, wat 'n voorreg om te ontdek dat U vir ons ontmoet waar ons is. En dat U op hierdie oomblik vir elkeen van ons in ons eie omstandighede kom herinner dat U die Here is. Dat U by ons is, dat U vir ons versorg, dat U vir ons help. Dat U vir ons ook leer hoe om te leef in 'n verhouding met U. En daarom kom bid ons Here nie net vir hulle as 15 jong mense vanoggend nie, maar vir elkeen van ons as U kinders. Om te vra, Here, help vir ons om deur die woord en deur die inwerking van die Gees so te leef, dat ons vrug sal dra, vrug wat sal getuig dat ons U kinders is. En dat ons leef in 'n verhouding met U. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil nou vir die kleiner kindertjies sê, ek het nou gehoor, julle het nie eers verlede Sondag 'n kindermoment gehad nie, maar ons het ook nie vanoggend 'n kindermoment nie, omdat dit 'n lang erediens is, en daarom die kinders wat dan nou na die kinderkerk toe moet gaan, julle is welkom om dan nou gou vir ons uit te gaan na die kinderkerk toe. Die van julle wat wil, as julle wil bly vanoggend saam met pappa en mamma, is julle ook welkom om dit te doen. Julle kan sommer hierso so verbystap, hoor. Sommer hierso hier verby. Daar sê. Anders los jaar by jou. Dankie, Georgie. Ons gaan as die vakansie, na die vakansie gaan ek vir julle 'n goeie kindermoment gee, nê? Nee. Dit is baie oorweldigend die voor, hoor. Ons sal vir jou wag. Okay. Gemeente, ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 1. En ek wil hê ons moet ons Bybels daar oopmaak, die woorde van die teks gaan ook op die skerm verskyn. Ek wil sommer vanoggend net die program vir u verduidelik. Ek gaan nou die skriflesing doen, kort boodskap oor hierdie gedeelte som net met julle deel. En daarna gaan ek die formulier lees vir die openbare belydenis van geloof. En ek gaan die vrae stel en elke persoon gaan individueel vorentoe kom. Daniel is heel eerste, hy gaan voorkom staan en dan gaan hy antwoord op hierdie vrae. En terwyl hy vorentoe stap, gaan sy ouers voorkom staan hier by my by die doopvont. Hy gaan antwoord, hy gaan 'n kers aansteek, simbolies om te sê dat God is ook die lig in sy lewe en dat hy sy lig wil skyn. En dan gaan sit hy by die nagmaalstafel. En so gaan elkeen van hulle die geleentheid kry om dan vorentoe te kom en dan te gaan sit aan die tafel. En daarna, as almal aan die tafel is, gaan WD vir ons 'n lied sing. WD is 'n matriek. Sy broer lê ook vanoggend belydenis van geloof hier af en hy het hierdie lied self geskryf.
En ek gaan vir julle net die woorde daarvan lees, dit is baie besonder, dit is 'n seëngebed vir julle. En nadat hy dit gesing het, dan sal ons voortgaan met die nagmaal. En ons wil vir julle almal innooi in die nagmaal vanoggend en vir julle sê as julle die vrymoedigheid het om julle eie gemeente nagmaal te gebruik, is julle baie welkom om dit saam met ons te doen. Ons ontvang die tekens en na die instellingswoorde, dan gebruik ons dan elke teken afsonderlik. Dis ook 'n spesiale geleentheid want 4 van hierdie 15 jong mense gaan ook vanoggend vir die eerste keer nagmaal gebruik. So ons wil hierdie moment saam met hulle geniet en dit regtig deel maak ook van ons dag en ons lewe vanoggend. Ek wil vir julle lees hier van vers 1. Die opskrif van Psalm 1 is die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Ek wil vanoggend weer met julle as groep sommer net gesels en daarmee saam as gemeente. Ons het in die begin van die jaar het ons vir mekaar gesê dat as ons gaan kyk na ons lewenspad, dan weet ons dat ons lewenspad is eintlik 'n reis wat die Here met elkeen van ons stap. En het ons vir mekaar gesê dat op hierdie reis is elkeen van julle eintlik op 'n verskillende plek. En nie een van julle is op dieselfde plek op hierdie reis nie. Party van julle het al vroeër tot geloof in die Here gekom, stap hulle 'n langer pad met die Here. Party van julle het die Here al deur persoonlike omstandighede en krisisse ervaar. En is dit dat daar 'n nuwe diepte ook in julle verhouding met God is, omdat julle kennis het van die Here en daardie kennis kon julle gebruik om die Here te ken en om die Here te dien. Maar vir ons was dit belangrik om te sê, dis vir ons belangrik dat jy geloofsekerheid sal hê, maar dat jy ook as jy vandag hier staan, kan terugkyk en kan sê, maar ek het ook gegroei in my verhouding met die Here. En daarom is dit belangrik dat dit nie net gaan oor 'n persoonlike kennis van die Here nie, net 'n belydenis wat ek maak nie, maar ook om te sê ek het geleer leef in 'n verhouding of in gemeenskap met die Here. Nou as mense daar op Psalm 1 gaan kyk, dan sê baie van die geleerdes vir ons dat Psalm 1 is eintlik 'n inleiding tot die hele psalms. Hy sê Psalm 1 vat eintlik saam dit wat die res van die psalms vir ons wil kom sê. En daarom is dit dat ons vanoggend as gemeente vanoggend vir julle wil kom leer uit hierdie psalm om te sê om regtig die sin van die lewe te ontdek. Moet julle te ontdek dit lê in 'n verhouding met God. Sin en betekenis en innerlike geluk en vrede lê nie in jou omstandighede nie. Want jou omstandighede is tydelik. Dit gaan nou met jou goed, jy is nou voorspoedig in dit wat jy doen, maar dan kom daar teleurstellings oor jou lewenspad. En as ek dan my geluk in my omstandighede of in welvaart of in wat ook al soek, dan beteken dit alleen kan nie vir my innerlike vrede bring nie. 'n Vrede kom vanuit 'n verhouding met God. In 'n persoonlike verhouding met die Here. En daarom lees ons ook in hierdie Psalm dat daar 2 groepe mense in die lewe is. Daar's goddeloses en daar's regverdiges. Regverdige mense is iemand wat hulle geluk soek in God, is iemand wat hulle verdiep in die woord van die Here. Dit is iemand wat vrug dra sodat mense in hulle lewe kan sien dat hulle aan God behoort. En daarom is dit ook belangrik dat ons vir mekaar moet sê, baie keer soek ons 'n groter doel of 'n purpose in ons lewe. En ons wil iets spesifieks daarmee bereik.
Maar ons eintlike doel is om God te ken. Eintlike doel is om die Here te eer en om 'n verhouding en 'n gemeenskap met God te kom leef. Daarom begin hierdie Psalm deur te sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Eintlik staan daar in die Hebreëse teks geseënd. En dis presies dieselfde woorde wat in saligsprekinge gebruik word. Welgeluksalig, dubbel gelukkig is iemand wat nie die raad van goddeloses volg nie, maar wat hulle verdiep in die woord van die Here. En daarom wil ons vanoggend in die eerste plek vir julle sê, geluk, werklike vrede, die sin van die lewe lê in die eerste plek in jou verhouding tot God. Die tweede plek is dit dat die Here sê, maar die regverdige is iemand wat ook die woord van die Here lees en dit oordink en daarvolgens leef. En letterlik staan die woord hierso mediteer. Dit beteken dat ek letterlik die woord letterlik neem en daaroor gaan dink en vir myself afvra, maar wat is dit wat God vir my vra? Op watter manier wil die Here my lewe rig, verander, sodat ek vir hom kan eer en sodat ek vir hom kan dien? En begin hy dan deur te sê, om werklik gelukkig te ervaar, beteken, gebruik die woord, gaan dink na oor die woord, lees dit, want dit is belangrik dat jy tot kennis van God moet kom. Want julle lewenspad lê voor julle. En ons weet nie wat is al die geleenthede en al die uitdagings op julle lewenspad nie, maar wanneer ek die woord van die Here ken, en wanneer ek God ken deur sy woord, dan het ons ook baie keer hierdie anker waarin ons kan vashou. En die woord gee vir my troos en hoop en sekerheid en rig my lewe op 'n sekere manier. In derde plek om sê hierdie gedeelte, omdat julle geluk vind in die woord van die Here, is julle soos 'n boom wat by waterstrome staan. Julle is soos bome wat vrug dra. En dit beteken dat die vrug van God se werk in julle lewe sigbaar word. Want mense kan dit in julle sien. Julle leef dit, julle praat dit en julle herinner mense daarin dat julle aan God behoort, dat julle sy kinders is. En daarom is daar vanoggend vir julle elkeen 'n boom wat julle moet huis toe vat onder die kruis. Dis 'n komkwart. Lyk my 'n baie stadig groeiende boom, maar behou sy blare en kan duisende vrugte, honderde vrugte per jaar dra. En julle gaan hierdie boom elders in julle tuin plant. En hierdie boom gaan vir julle herinner daarin dat julle wil verdiep in die Here en dat die Here sigbaar word in julle lewe. Maar die boom herinner ons ook aan iets wat stadig groei, wat beteken ook van ons gaan deur verskillende fases deur ons lewe. Maar ook in daardie momente het ons die troos dat God by ons is en dat hy vir ons help. En dis die laaste gedagte waarmee hierdie Psalm dan eintlik ook vir ons kom afsluit. Want daar staan in die gedeelte, hy sê die Here ken of die Here lei die regverdiges op hulle pad. Maar letterlik staan daar die Here ken die pad van die regverdiges. Die New International Version sê the Lord watches over the way of the righteous. En eintlik wil ons met die laaste vers vanoggend ook vir julle kom sê, as gelowiges, as kinders van die Here het julle hierdie troos dat God julle ken. En dat die Here julle lewenspad ken. En die troos daarin is om te sê, die Here beskerm my. Die Here lei my. En die Here help my elke oomblik op my lewenspad. Ons wil vanoggend vir julle 4 goed sê. Ware geluk lê nie in julle omstandighede nie. Dit lê in 'n verhouding met God. Iemand wat sy geluk soek by God, is iemand wat die woord van die Here oordink en dit lees en daarvolgens lewe. 'n Kind van die Here is iemand wat vrug dra, soos 'n boom wat by water staan, wat vrug dra, wat sy blare altyd gehou en wat vir ons herinner aan ons krag en die standvastigheid wat ons het in die Here.
In die laaste plek wil ons vanoggend vir julle kom sê, ongeag die reis wat die Here met julle stap, is dit 'n pad wat nie aan God onbekend is nie. Maar die Here is vertroud met elkeen van julle se lewenspad. En dat die Here mag vertrou daarmee. En dit beteken hy kyk oor my, hy waak oor my, hy sien my raak, hy is die Here wat my troos en wat vir my beskerm, en hy is die Here wat vir my sal help, ook op my lewenspad. Kom ons sit so en bid ons net saam. Liewe Heer, ons kom bid hierdie woorde oor elkeen van hulle as jong mense, maar in besonder ook oor ons. En ons kom bid, Here, dat hierdie Psalm vir ons mag herinner daaraan, dat U ons roep om in 'n gemeenskap, in 'n verhouding met U te leef, daarin te wandel en te bly en toe te laat, Here, dat U woord en die Gees ons lewens so verander, dat ons U sal verheerlik. En ons bid dit oor elkeen van hulle se lewe. Amen. Gemeente, ek gaan nou die formulier vir julle lees. En ek gaan 2 formuliere lees. Die normale formulier en dan ook 'n formulier ook vir mense wat nie altyd die woorde verstaan wat in die formulier staan nie, omdat dit vanoggend nodig is. So daarom kom ek lees dit vir julle. As mense gaan kyk na die betekenis van vanoggend hierdie belydenisaflegging, dan beteken dit toe jy gedoop is, het God beloof dat jy aan hom behoort. Jou ouers het beloof om jou so groot te maak dat jy die Here kan leer ken en tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser kan kom. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê, beteken nou dat jy antwoord op die belofte wat God met jou doop. En dis nou self verantwoordelikheid neem vir die belofte wat jou ouers by daardie geleentheid gemaak het. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy vir die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy hom op hom alleen sal vertrou, dat jy graag sy woord wil lewe, dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees en dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem om gereeld die Bybel te lees en te bid sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur die jare in die katekese het jy sekere kennis oor God, die Bybel en die kerk verwerf. En vandag sê jy dit nie net met verstandskennis nie, maar ook met jou hele hart daarop, dat jy dit vertrou. Ons wil daarom vir julle die geleentheid gee, om dan nou hier in die erediens voor God en die gemeente, dan ook hiervan te getuig. Julle moet nou op die volgende vraag dan ook antwoord. Glo jy dat die leer, soos in die Ou en die Nuwe Testament, en die belydenisskrifte van die kerk vervat is, en die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade, in hierdie belydenis tot in die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? En bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense, en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy ook jou medegelowiges, dat hulle die verantwoordelikheid het om jou te help, om op die regte pad te bly? Ons kom voor die Here en voor die gemeente die volgende sê, dat jy Jesus liefhet, dat Jesus jou Here is, hy is jou God, jy behoort aan hom, dat jy elke dag die Bybel sal lees, dat jy gereeld sal bid, dat jy getrou kerk toe sal kom, en dat jy vir ander mense dan ook sal lief hê. En op hierdie vraag gaan julle vanoggend dan ook kom antwoord. Ek wil dan nou vra dat Daniel, jy vir ons eerste vorentoe kom. Jy gaan hier voor by die mikrofoon kom staan. Ander julle kan hier by my kom staan. En jy gaan antwoord, jy steek 'n kers aan en
en dan kom jy na die doopfont toe. Jy sal sien ook by elkeen se naam is daar ook 'n persoonlike belydenis wat elkeen geskryf het. So julle is welkom om dit dan ook te lees. Ja. Het julle gelees? Daniel, ek gaan 'n kruis op jou palm maak om vir jou te herinner daaraan deur die doop herinner die Here vir ons dat hy vir ons gewas het van al ons sondes. Baie welkom as lidmaat van die gemeente. Julle mag hom maar druk, hoor. Soen sommer julle kinders as julle voor staan, hoor. Hulle hou daarvan. Megan? Ja. Wag net vir jou male. Ja. Hier reg. Megan, met die water en die kruis herinner ons daaraan dat jy skoon gewas is deur die bloed van die Here Jesus Christus. Baie welkom, ek is lidmaat word. Marcus. Ja. Marcus, die kruis is die herinnering daaraan dat jy in die Here behoort. Baie geluk ook. Welkom as lidmaat hoor. Ek moet nogal sê as Torsten jou vasdruk het, jy kan nie uitkom nie. Ag, JP. Ja. Okay. Nee, daar 'n kers aansteek asseblief. Gaan dit goed. JP. Die kruis is die herinnering daaraan dat ons aan die Here behoort en dat hy vir ons gewas het van al ons sondes. Baie welkom as belydende lidmaat hoor. FC. Ja. FC met die water maak ons ook 'n kruis om te herinner dat hier die doop en hierdie kruisdood van die Here vir ons gewas het van al ons sondes. Baie geluk ook hoor. Johan. Ja. Net vir ons 'n kruis aansteek. Johan, die doop is herinnering daaraan dat in Christus ons gewas is van al ons sondes. Baie welkom as belydende lidmaat.
Benja? Ja. Benja, die doop is die herinnering daaraan, dat die Here vir ons gewas het van al ons sondes. Baie welkom as belyde lidmaat. Delien, sê jy? Wag maar eers vir jou male. Ja. Delien, die doop is die herinnering daaraan, dat jy gewas is deur die bloed van Christus. Baie welkom as belyde lidmaat, hoor. Okay. Yes, Marie. Net vir Paul Mava. Hallo. Goed, Ja. Elis, net die doop is herinnering daaraan, dat jy gewas is deur die bloed van Christus. Baie welkom as belyde lidmaat. Hulle was eintlik veronderstel om 'n vers ook te gee, maar hulle sê nou net ja. JC. Ja, Dan sê ek vir ons 'n kers daar aansteek asseblief. Goeiemôre. JC, die doop is die herinnering daaraan dat jy gewas is deur die bloed van Christus. Baie welkom as 'n belyde lidmaat van ons gemeente, hoor. Daar sê. Daar sê. Dan hy. Môre. Ja. Dan hy, die doop is 'n herinnering daaraan dat die Here vir jou gewas het van al jou sondes. Baie geluk ook. Welkom as lidmaat. Alicia. Ja. Alicia, die doop is 'n herinnering daaraan dat die Here vir jou gewas het van al jou sondes. Baie welkom en gelukkig as lidmaat. Gideon. Ja.
doop is die herinnering daaraan dat jy gewas is deur die bloed van Christus. Baie welkom as belydenende lidmaat. Konrad. Ja. Kruis aansteek asseblief. Wat hy. Konrad, die doop is die herinnering daaraan dat die Here vir ons sou was deur sy bloed. Baie welkom as belydenende lidmaat. Is daar nog 'n kers wel, maar ek sien nie 'n kers nie. Ja. Kan maar die groot kers aansteek met die vuurtjie asseblief. Maar die doop is herinnering daaraan dat in Christus die Here vir jou gewas het van al jou sondes. Welkom as belydenende lidmaat. Okay. Ja. Dan sê Okay. Gemeente, ek wil vir die jonger kinders sê, ons praat van in die kerk, daar's dooplidmate en daar's belydenende lidmate. Nou hierdie jong mense wat nou vanoggend hulle eie persoonlike verhouding met die Here kom bely het, sê ons is nou belydenende lidmate. Maar julle is net soveel lidmate van hierdie gemeente soos wat enige iemand van ons is, want die doop maak jou 'n lidmaat van die gemeente. So julle is vir ons almal net so belangrik soos wat elkeen van hierdie jong mense wat hier voor is vir ons belangrik is. En daarom wil ek nou vanoggend dan net sê op grond van hierdie belydenis wat julle sopas bely het, wil ons vir julle vanoggend ontvang as belydende lidmate van die NG Gemeente Prins Alfred Hamlet. Julle sal sien op die papiertjies wat ons julle net gaan uitdeel, is daar ook 'n vers wat vir julle herinner om te sê in die goeie wedloop van die geloof moet julle nou julle kragte inspann en moet julle regtig die wil van God ook soek in julle lewe. Ons is baie opgewonde oor julle. Ek dink julle is 'n baie besonderse klas, 'n sterk groep en 'n groep wat regtig oortuig is ook van julle verhouding met die Here en daarom mag die Here vir julle daartoe seën en help. Kom ons gee vir hulle sommer net 'n lekker hande klap op. Ek wil nou vra dat WD, dis nou die broer van Benja, dat hy nou vir ons die volgende lied gaan sing en ek gaan die woorde vir u lees. Dis in Engels, so verskoon maar as ek ergens vashak. God on high, hear their prayers. In their need you have always been there. They are young, they are afraid, let them rest, heaven blessed. Bring them home, bring them home, bring them home. They are the children you have known, for God has granted them as such. The summers die one by one. How soon they fly on, and still they stay, and love go on. Bring them peace, bring them joy. They are young, they are merely children. You can take, you can give, let them be, let them grow. Your name to be above all, let them praise. Bring them home, bring them home. Ongelooflike mooi woorde.
seënwoorde om ook vir julle te sê, ons weet, julle is jonk en julle stap 'n pad met die Here en hy met julle, maar weet dat die Here ook sy hand oor julle hou. Soos vers 6 vanoggend vir julle gesê het, die Here kyk oor julle en hy ken julle lewenspad. So weer kom ons luister graag ook na hierdie gebed. God on high, hear their prayers in their need. You have always been there. They are young, they're afraid. Let them rest, heaven blessed. Bring them home, bring them home, bring them home. They are the children you have known, for God had granted them as such. The summers die one by one, how soon they fly on, and still they'll stay and love go on. Bring them peace, bring them joy. They are young, they are merely children. You can take, you can give. Let them be, let them grow. Your name be great above all. Let them praise. Bring them home. Bring them home. Bring them home. So, hierdie baie dankie. Ongelooflike woorde, ongelooflike gebed en dat julle mag weet dat ons as gemeente vir julle sal bly bid. En dat julle mag vashou aan die Here en dat hy die anker sal wees waarin julle sal vashou in elke storm ook van julle lewe. Ek wil hom ook by die geleentheid vir WD sê baie geluk. Ek hoop my feite is reg, maar ek sê altyd moet nou nie 'n mooi storie met feite bederf nie. Maar hy het by die Eisteddford in die Parel WD het hy 6 cum laudes gekry en ek dink dit was 100%. En hy was ook aangewys as die persoon wat die beste persoon op die Eisteddford was. En dan ook het die professor van Stellenbosch Universiteit vir hom genader dat hy volgende jaar vir hulle moet kom sing. Ook as universiteitskoor. So ek dink is 'n ongelooflike prestasie. Weer baie geluk. Kom ons gee vir hom ook 'n lekker hande klap. So ek wil maar net vir julle sê, een van julle sal nou volgende jaar daarbo moet staan, hè. So kom ons maak gereed vir die nagmaal. Ons gaan die tafeldoek afval en
En dan sal ek vir ons 'n gebed doen en ons gaan sommer net ook ons geloof saam bely voordat ons die tekens gaan ontvang. Maar vrommel maar. Jy kom eers staan, dan gaan ons nou. Corley, help asseblief jou man. Gemeente, ek gaan vir ons sommer net lees uit Lukas 22, die instelling van die nagmaal. En direk nadat ons dit gelees het, gaan ons saam ons geloof in die Here bely. Ek gaan 'n gebed doen en julle gaan die tekens ontvang. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. En die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met my hier op tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar weet die man deur wie hy verraai word. Sommige net die woorde, dit is my liggaam, dit is my bloed. As ons ook vanoggend deel gaan hê aan die nagmaal, is dit dat ons ook sê die nagmaal is ook 'n waarborg, en dit beteken, soos wat ek hier die brood neem en die wyn proe, so seker het ek deel aan die kruisdood en die verlossing van Jesus Christus. En daarom mag julle vanoggend hierdie tekens gebruik en mag die Here vir julle ook seën met hierdie innerlike vrede en rus waarvan WD ook vir ons nou gesing het. Kom ons staan en dan bely ons hardop ons geloof in die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kom as dankie. Kom ons sit net so, dan bid ons dan net saam. Here, as ons nou die tekens van die brood en die wyn ontvang, kom bid ons nou, Here, dat U dit vir aan ons liggame sal seën, en ons sal bid dat U dit vir ons sal lei tot geloofsversterking ook in ons lewe. Dankie, Here, dat die nagmaal vir ons herinner daaraan, dat U vir ons gesterf het, en deur U bloed, daar vir ons volkome verlossing en vryspraak gekom het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons gaan nou vra dat die dienswerkers en die kerkraadslede vir ons die tekens kom uitdeel en ons wil vir elkeen innooi en te sê neem die vrymoedigheid as jy ook nagmaal gebruik in jou eie gemeente om nou ook saam met ons deel te hê aan die nagmaal.
sê baie dankie. Ek weet nie of hulle brood gaan jy vir hulle. Dankie Chris. Gemeente, as ons vra of iemand oorgeslaan is met die brood of die wyn, is die bedoeling eintlik daarin dat die Here ons innooi in die nagmaal. En dit is 'n gemeenskapsmaal, so niemand moet uitgesluit word nie. So kan ons sien, is daar iemand wat dalk nie brood ontvang het nie. Net u hand vir ons opsteek asseblief. Iemand wat oorgeslaan is met die wyn. Niemand nie. Baie dankie vir die kerkraad en die wijkleiers. Gemeente, as ons die brood gaan neem en ons breek die brood, dan is dit die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Ek wil hê julle moet dit neem, eet en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkomme versoening vir al ons sondes. Gemeente, die beker is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en glo dat sy bloed gevloei het tot volkomme versoening vir al ons sondes. Here, vir hierdie se woorde wat hy vanoggend gesing het, was so besonder. Dat U vir elkeen van hulle as jong mense sal huis toe bring, dat U oor hulle sal waak, dat U hulle sal beskerm, dat U vir hulle sal help, Here, want
Hulle is jonk en hulle is broos en die lewe lê vir hulle voor. Maar ons kom bid, Here, dat U vir hulle mag versterk deur die woord en dat U deur die sakrament ook van die nagmaal vanoggend vir hulle mag herinner daaraan dat hulle U kinders is. Dat U hulle skoon gewas het, Here, van al hulle sondes en vir hulle in 'n verhouding met U geroep het. En ons bid dat U vir hulle sal seën op hierdie reis vorentoe. Dankie dat U getrou is, dankie dat U oor ons waak en dat U vir ons versorg en beskerm. En dankie, Here, dat ons lewenspad aan U bekend is. Dat al is die pad vir ons onbekend, al is dit baie keer opdraande, weet ons, Here, U is daarmee vertroud en U hou U hand oor elkeen van ons. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffer. Julle is reg, hè? Nou so by. Is dit erg? Okay.
Okay, julle kan nou. Sit sommer so neer, dan kan ons dit nou doen. Ons gaan nou vir julle kans gee, hoor. Gemeente, net die volgende afkondigings. Ons herinner u, daar is nou afloop van die diens, is daar heerlike koffie en tee in die sitkamer en verversings. Ons wil vir julle vra om met hierdie jong mense sommer 'n bietjie te gesels, terwyl julle ook saam met hulle daar kuier. Dan wil ons ook vir elkeen opdra wat siek is aan die Here. U het die naamlys voor julle. Ons wil vra dat julle ook sommer by die huis sommer net deur hierdie lys sal bid en ook vir elkeen sal opdra aan die Here. En dan herinner ons ook aan die gemeentekamp, die naweek van 21 tot 23 Oktober by Leeuwenbosfontein. Daar is nog huisies beskikbaar. Daar's nog huisies beskikbaar, daar staan plek vir karavane en tente. So ons wil vir julle vra om hierdie naweek vas te maak en kontak die kantoor as julle in 'n huisie sou wou slaap. Dit is nie so volop beskikbaar nie, dat julle name vir ons kan deurgee asseblief. Dan het ons 2 Sondae terug gesê dat ons vanoggend ook die geleentheid het as julle 'n sak mieliemeel kerk toe bring om dit vir ons te los. Dis iemand wat ook in hierdie 40 dae gesê het, maar sommer net op haar hart gewees dat ons 'n sak meel per huis moet skenk en ons sal dit in die week dan gaan uitdeel. Ons sal vir julle ook inligting gee oor dit en die van julle wat dan sou wou saamgaan is baie welkom. As julle sak mieliemeel vergeet het, julle kan dit maandag nog steeds bring. Ons sal nie voor maandag dit dan ook uitdeel nie. Gemeente, kom ons staan dan en dan sluit ons met ons slotlied. Gemeente, ons gaan nou die seën van die Here uitspreek
En ek wil hê julle moet dit ontvang, maar ek wil hê julle moet ook vanoggend ook vir hierdie 15 jong mense hier voorseën. En as ek hierdie seënbede uitspreek, kom ons spreek dit dan ook as 'n seënbede oor hulle lewenspad uit. En as ons kyk na die seënbede wat ons gegee het, Numeri, was dit 'n seëngebed wat die Here vir die volk Israel gegee het voordat hulle die woestyn moes ingaan. En vir 40 jaar was hulle in 'n onbekende tyd. Maar in hierdie tyd het die Here gesê dat hy by hulle sal wees, dat hy hulle sal beskerm en dat hy hulle gebede vir hulle sal verhoor. En daarom as ek die Here se seën uitspreek, is julle welkom om julle hande ook na hulle toe uit te steek. Gemeente, julle as jong belydende lidmate ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, letterlik, hy sal sy gesig na julle toe draai en hy sal vir julle vrede gee. Amen. Baie dankie.